Goeiemôre julle almal. Ek hoop dit gaan baie goed met elke liewe een van julle. En ek hoop julle het almal 'n baie wonderlike naweek gehad. Lekker goed uitgerus en is reg vir hierdie week. Ek deel vandag 'n interessante dingetjie met julle wat ek 'n rukkie terug gelees het. En dit was vir my net soos van, okay, wow, awesome. Hierdie moet definitief iets beteken. En tot en met vandag toe bly dit by my. As jy gaan kyk in Matteus 3, spesifiek vers 4, waar Johannes die Doper moes die pad voorberei het vir Jesus. Wat vir my die meeste uitgestaan het, is wat in vers 4 staan. En dit sê, hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. Nou as jy gaan kyk in die Bybelse tyd, die kameelhare of die kleed van kameelhare verteenwoordig 'n ware profeet. Dit is soos Elia en daai mense het dit gedra. So dit verteenwoordig regtig dat dit 'n opregte profeet is, 'n ware profeet is. En dit is 'n ongemaklike ding. Dit simboliseer ook die feit dat jy regtig luxury van die hand af wys en alles materialisties, want dis hare, ek dink dit juk en ek dink dit moet net baie swaar en uncomfortable wees. Maar hy het dit gedra. En ek dink dit is waar dit maar net verteenwoordig dat dis 'n ware profeet wat die wêreld renounce basies en hierdie ongemak om hom sit en dan so daardeur sy pad gaan voorberei. En die ander interessante deel wat vir my uitgestaan het, is die sprinkane en die heuning. En ek het so 'n bietjie 'n studie gedoen oor wat dit alles verteenwoordig. En sprinkane was deel van die 8 plaae wat gestuur was. En hulle is net destruction en destroy wat voor hulle kom. Kyk, ek dink nie daar is iets wat agterbly as 'n sprinkaan daardeur is nie. En interessant, hulle is nooit net een nie. Dis altyd soos hierdie hele swarm van hulle wat op of die plantasie neersak of wat ook al. So as jy gaan kyk, hulle is regtig net destroyers. Hulle kom om te vernietig en te verwoes en al daai goedjies. En dit is net interessant as 'n mens gaan hierdie aspekte gaan opsoek en jy gaan kyk individueel wat dit beteken en so aan. En in Exodus, toe hulle in die 9 plaae deel was hulle deur die Here gestuur as 'n vorm van judgment, om die Egiptenare en die Farao, jy weet, net te laat realiseer dat hulle moet wegdraai van dit wat hulle doen en ophou om God se volk so te treiter. Maar dit verteenwoordig nie net dit nie, dit is net die core van 'n sprinkaan is net om destruction te bring, om te destroy wat daar is, wat voor hulle neergelê word. En die interessante ding is natuurlik die heuning. Want as 'n mens gaan kyk na heuning, dit is baie genesend. Dit het hierdie replenishing, revitalizing, rejuvenating, amper soos antibiotika. Dit is soos natuurse medisyne. So wat gebeur is, in my brein dink ek, okay, het hy nou eers die sprinkaan geëet en dan die heuning, sodat die sprinkaan nou daai verwoesting bring van wat dalk vleeslik teenwoordig was, en die heuning het die restaurasie gebring. Dit het die healing gebring, dit het die hernuwing gebring, genees dit wat nou deur die sprinkane vernietig is. En toe ek nou so verder gaan kyk na al hierdie aspekte van wat sprinkane en heuning en daai beteken, as jy gaan kyk in die Bybel, hoeveel keer word daar gepraat van heuning, want hy sê ook daar spesifiek in die regte vers hier so kry, soos in Psalm 19:10 en in Spreuke 24:13, daar is 'n baie populêre versie wat sê dat jou woorde moet so soet soos heuning wees. En heuning is net hierdie genesingsmiddel, dit is net hierdie herstel, hierdie herlewing, hierdie medisyne, hierdie antibiotika
So baie keer in ons lewe dan face ons al hierdie destruction en die sprinkane vernietig en verwoes alles wat jy opgebou het, of dit nou is materialisties, of dit nou is geestelik, vleeslik, emosioneel, maak nie saak nie. Maar die sprinkane kom en hulle het net daai doel en daai missie om te kom destrooi. Maar dan bring die Here vir ons heuning en hy gee vir ons hierdie soet heuning, hierdie genesing, hierdie restaurasie wat daardeur kan kom. En ons gaan deur al hierdie turmoils en al hierdie trials en al hierdie goed in ons lewe en ja, dit bring jou tot op jou knieë as al hierdie goeie so oor jou kom en dit vernietig en verwoes en al daai. Maar ja, dan kom die soete heuning. En interessant, in manna, as jy gaan kyk wat manna uit bestaan, daar is ook heuning in manna. En ja, dit is net, vir my is heuning is net regtig restaurasie. So, ons kry die sprinkane in ons lewe en hulle vernietig, hulle doen regtig, hulle doen damage met 'n groot skaal. Maar as ons na die woord toe gaan en ons gaan soek die manna in die woord en ons gaan soek die genesing in die woord en ons gaan deur hierdie vernietiging, maar ons draai terug na die woord toe en ons gaan soek soos daai natuurlike medisyne wat Jesus ons gee in sy woord. En ons dan gaan ons die restaurasie kry, ons gaan die healing kry, ons gaan die Engelse woorde sê dit net altyd so mooi, maar net daai replenishing, daai revitalizing en restoration kry. En ja, dit is wat ons nodig het om nou enigiets wat in ons lewe gebeur, al die vernietiging en verwoesting wat die vyand oor ons bring, dit bring jou tot op jou knieë en as jy na die woord toe gaan en jy gaan draai terug na al God se beloftes en alles wat die Here vir ons gedoen het en wat hy vir ons gee in sy woord, dis daai geestelike medisyne, daai heuning wat ons nodig het om net alles weer terug te bring na lewe toe en te herstel en te genees daarvan. En ja, dis geestelike manna regtig en dis heuning en manna. So ek wil net dit graag met julle deel. Dit was vir my regtig nogal 'n baie interessante vers in die Bybel gewees en nog al die tyd, ek dink ek het laas jaar gelees daarvan en dit bly nog elke keer as ek dink, dan dink ek ja, sprinkane, maar daar's heuning. So ons eet die sprinkane sodat hulle kan vernietig binne-in, maar ons kry ook die heuning om te restoreer en te herstel daarna. So mag dit 'n impak vandag vir julle hê, mag hierdie boodskap van julle waarde dra en ja, deel dit met soveel mense as wat julle kan, dat hulle dieselfde woord kan ontvang daardeur. En mag julle almal net 'n geseënde, blessed week verder hê.